Kyk, kom ons doen 'n bietjie hersiening van breuke en heelgetalle. So weer eens hierso nê, jy moet weet wat is die verskil tussen optel, aftrek, maal, deel, magte, wortels. Jy moet weet hoe werk elkeen van hulle. Jy moet jou metodes en jou wette moet jy memoriseer. As jy nie vir iemand anders kan verduidelik hoe optel en aftrek en maal en deel werk nie, dan ken jy nog nie hoe dit werk nie. Kyk, so jy moet in staat wees om vir jou maat te kan sê hoe werk breuke se optel en aftrek, ten minste net die basiese goeders. Andersins weet jy nog nie hoe dit werk nie, dan kan jy nie begin om sommetjies uit te werk nie. En die ander ding wat jy moet onthou is volgorde van bewerkings. Skryf vir jouself die volgorde van bewerkings neer as jy dit nie het nie. Kyk, so kom ons begin gou met 2.1. So onthou, as ons twee tekens so langs mekaar het, dis maar net hulle manier om te sê dis -3 minus 8. Maar daai lyk mos nou nie netjies nie, so dis hoekom ons dit in hakkies sit. So wat dit net beteken is ek het -3 en dan trek ek nog -8 af. Maar ons hou nie daarvan nie, want wat beteken minus 8? Dis net confusing. So wat ons doen, is as daar twee tekens so langs mekaar staan, dan vereenvoudig ons dit na een teken toe. En 'n minus en 'n minus langs mekaar maak 'n plus. So eintlik staan daar -3 plus 8. En -3 plus 8 is 5. As er niks staan nie, dan is dit nie vir ons sal by 1 te wees nie dan nie. Maar as niks waar staan nie. Nee, by tussen hulle twee dan is ons nie minus 1 wees nie dan nie maar. Ja, wel die -1 as jy dit nou gaan inmaal, gaan in 'n geval vir jou -3 plus 8 gee, en dan gaan dit in 'n geval 5 raak, maar nee, ek dink jy overcomplicate dit nou vir jouself. Ek kan dan dalk nie memo van hierdie, kan ons hierdie huis vat doen. Jy kan, dit is joune. Kan jy vir dalk die memo stuur? Ek sal vir julle die memo stuur. OK, nou, eers vereenvoudig in die teller, 2 maal 3 is 6. Enige iets gedeel deur 0 is? Ongedefinieer, dankie. Onthou, dink aan die mannetjie. Die mannetjie kan nie op niks staan nie. Dis onmoontlik om in die lug net te staan. So dit is die een wat ongedefinieerd is. Maar jy kan niks bo jou kop hê nie. Dit beteken maar net jy het niks bo jou kop nie. OK. Getal onder die lyn, 0 gedeel deur 'n getal is die antwoord 0. Maar 'n getal gedeel deur 0 is ongedefinieerd. Dis onmoontlik. Ja, dit is onmoontlik. Hy kan nie net hawer in die lug nie. Dis nie 'n cartoon nie. OK, nou hier moet jy weet, as ons moet optel en aftrek by breuke, is die heel eerste ding wat jy vir jou ma sê, as jy vir haar moet verduidelik hoe om op te tel en af te trek by breuke, wat? Ongedefinieerd. Nee. Optel en aftrek van breuke kan is, die bole moet jy onder doen. OK, hoekom moet ek wat ek bo doen onder doen? Want, Wat moet dieselfde wees? die noemers. Die noemers moet dieselfde wees. Jy kan nie optel en aftrek as jou noemers hier dieselfde is. OK, maar voordat ek die noemers hier dieselfde gaan maak, solank jy ten minste onthou by optel en aftrek van breuke moet die noemers dieselfde wees. Nou, wat is die volgende ding wat ek nou hier moet doen voordat ek nou hulle noemers nog dieselfde maak? Die heelgetalle. Yes, ek moet hom van 'n ongemengde getal na 'n onegte breuk toe vat. Hoe doen ek dit? 2 maal 7 is 14 plus 2 is 15. Ag, 16. Just so. Juffrou, julle van die middag nie groot en help. Maar vat net 'n ander kleur. En die noemer bly dan 'n 7, né? Selfde hier, 1 maal 2 is 2 plus 1 is 3 en die noemer bly 'n 2. Nou moet ek my noemers dieselfde maak. Wat is die KGV van 7 en 2? Wat kan ek hulle maak? Daar is hier dan. 7 en 2? KGV kleinste gemene veelal 14. So die 7 moet ek maal met 2 om 14 te kry.
Maar ek kan nie net onder die lyn maal nie, dit wat ek onder die lyn maal, soos wat hy nou gesê het, moet ek bo die lyn maak. 32 op 14, hè? Nee, ons is nog besig in die proses. Dan die 2 moet ek maal met 7 om 14 te kry, dan moet ek dit bo die lyn ook doen. En nou kan jy optel en aftrek. Die noemer bly altyd dieselfde, hy bly 'n 14, maar dis die tellers wat jy aftrek. So 32 minus 21 is 11 op 14. Hy kan nie verder vereenvoudig nie, so jy los hom net so. Goeie werk. OK, gaan vir my aan. OK, so en dan as ek vir jou sê ons moet deel, wat is die eerste ding wat jy vir my moet sê? Hoe deel mens? Flippen maal. So jy moet die deelteken verander in 'n maal en die breek na, moet jy die teller en die noemer omswitch. Maar voordat ons dit doen, gaan ons dit eers weer die gemengde getalle onegte breuke maak. So 2 maal 5 is 10 plus 3 is 13 op 5. Dieselfde met die volgende een. 1 maal 10 is 10 plus 3 is 13 op 10. En dan gaan jy die flip en maal doen. So die deel verander in 'n maal. En die een na die breek se teller en noemer gaan jy omswitch. So dis nie meer 13 op 10 nie, dis 10 op 13. Doen julle oorkruis vereenvoudig? Nee. As jy daaroor gepraat in die klas aan die begin van die jaar maak dit dan. Okay, so want jy onthou jy kan oorkruis vereenvoudig. As jy sou wou kyk wat is die grootste getal wat in 13 en in 13 kan indeel? Die grootste getal wat in 5 en ja. So dit maak dit net so bietjie makliker. So 13 gedeel deur 13 is 1, 13 gedeel deur 13 is 1. Die grootste getal wat in 5 en in 10 kan indeel is bietjie groter, is 5. 5 gedeel deur 5 is 1 en 10 gedeel deur 5 is 2. So nou het jy net baie makliker getalle wat jy met mekaar hoef te maal. So 1 maal 2 is 2 op 1 maal 1 is 1. So dit raak maar net 'n 2. Maar as julle dit nog nie gedoen het nie, moenie worry nie. As julle dit dan nou sou doen 13 op 5 maal met 10 op 13, dan maal jy bo die lyn. 13 maal 10 is 130 en jy maal die 5 en die 13 met mekaar. Gat, hoeveel is dit? 65. En dan as jy daai dan vereenvoudig jy jou breek. So kyk wat is die grootste getal wat in 130 en in 65 kan indeel? En dit is 65. 130 gedeel deur 65 is 2 en 65 gedeel deur 65 is 1. So of jy dit nou met daai metode gedoen het of met daai metode, dit gaan op die ouene vir dieselfde antwoord gee. As jy dit in die kalkulator. Jy hang af of hulle vir jou sê sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. As hulle sê sonder die gebruik van 'n sakrekenaar, sou ek nie daai net so ingetik het nie. Jy kan jou sakrekenaar gebruik om jou te help. So jy kan byvoorbeeld laat die sakrekenaar uitwerk wat is 5 maal 13 en jy kan laat hy uitwerk wat is 130 op 65, maar jy kan nie dan direk van daar na 2 toe gaan nie. Dan gaan hulle weet jy het jou kalkulator gebruik. Tensy jy kan wys dat jy oorkruis vereenvoudig het soos daar. So jy kan jou sakrekenaar gebruik om jou te help, maar jy kan nie hom net intik in 'n finale antwoord kry. Hoekom mag ons dan nie 'n sakrekenaar gebruik as hulle sê hulle mag sakrekenaar? Nee, maar hulle sê sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. So as hulle sê maar nie gebruik van 'n sakrekenaar, mag jy nog steeds jou sakrekenaar by. Jy mag dit nog steeds by jou hê. Jy mag nog steeds jou sakrekenaar gebruik om jou te help. Die ding met sonder die gebruik van 'n sakrekenaar is om jou stappe te toon, want al die somme kan jy dadelik net so intik in jou kalkulator en hy gaan vir jou die finale antwoord gee. Maar dan gaan hulle wil net eintlik verhoed dat jy nie dit doen nie. Hulle wil kan hê dat jy jou stappe moet wys vir hulle. Okay. 160 op 130. Ek weet nie wat ek daar gedoen het. Nee, laat ek gou kyk. Nee, hy moet definitief. My tweede stap is Okay, dan die volgende ene. 3 tot die mag 3 beteken 3 maal 3 maal 3. Ons het dit nou gesien ook met die algebra. Dit is 27
Enige iets tot die mag 0 is? Probeer weer. Dit is Een, pragtig. Vierkantswortel van 49. 7, goeie werk. Ok, nou optel en aftrek kan ons net van links na regs doen. 27 plus 1 is 28, 28 minus 7. Ok. Almal right met hom. Ok, nou leerwerk. 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 Ok, as jy 'n breek het onder 'n vierkantswortel, dan vat jy die vierkantswortel van die teller op die vierkantswortel van die noemer, maar dit moet eers 'n onegte breek wees. Jy kan nie werk met 'n gemengde getal nie, so ons moet hom eers 'n onegte breek maak. 2 maal 4 is 8, plus 1 is 9. 9 op 4, die vierkantswortel van 9 op 4, so jy vat die vierkantswortel van jou teller, die vierkantswortel van 9 is 3, op die vierkantswortel van jou noemer is, vierkantswortel van 4 is 2, en dan kan jy dit verder vereenvoudig as jy wil. Ek sien hulle het die punte gegee om dit verder te vereenvoudig, maar in 'n geval dis 1 en 'n half. Oh, goed. Okay, fokus net gou. 2.7. Wat dan vir 2.6. Ek het altyd by 2x tot na 3. Waarom maar jy sien nou by vraag 2 nie? Nee, ek het vraag 3. O, okay, wag, ek sal nou gou daar kom kyk. Okay, by 2.7 onthou, met die magte, ek moet alles verhef tot die mag 2. So, die minus ook, 'n minus maal 'n minus raak 'n positief, yes. En dan moet jy die teller verhef tot die mag 2. 2 tot die mag 2 is? 4. Yes. En 3 tot die mag 2 is? 9. Goeie werk, nie 6 nie, nie 2 maal 3 nie, dis 3 tot die mag 2 is 3 maal 3. Okay. Ja, pas op. Kyk uit vir julle 3's. 3 tot die mag 2. Almal skryf dit altyd 3 tot die mag 2 as 6. Asseblief moenie daai fout maak nie. Double check daai. Okay, hierso volgorde van bewerkings voordat jy kan optel en aftrek, moet jy eers maal, moet jy eers jou magte doen. So jy moet eers daai gou doen. Minus 3 tot die mag 2 beteken dis minus 3 maal minus 3 raak positief 9. Minus 4 maal minus 2 is 8. So ons kan nie die 8 net teenoor skryf nie. Dit wat tussenin hierdie antwoorde moet kom, is hierdie antwoord se teken. So minus 4 maal minus 2 is positief. So dis die teken tussenin 8. En dan op die ouende is dit dan 17. Sien, hy tel 3 punte, so jy moet wys daai. Met al hierdie goed sien julle die punte. Jy kry punte vir jou stappe. Dis hoekom jy dit nie net op jou kalkulator kan intikkie, want jy gaan dit reg kry, maar jy gaan net 1 punt kry vir jou finale antwoord as hulle nie vir jou 0 gee, want baie keer as hulle baie duidelik as jy instruksies sê sonder die gebruik van 'n sakrekenaar, en hulle kan sien jy het 'n sakrekenaar die som net ingetik in jou kalkulator en 'n antwoord gekry, dan weet hulle. Jy dan baie keer dan gee hulle sommer 0 al is die antwoord reg. Okay, so hulle sê vir jou, ons gaan nou net 'n bietjie hersiening doen van daai faktore, priemgetalle, faktore, KGV, GGF. So hulle sê skryf die getalle neer wat aan elk van die volgende beskrywings voldoen 'n ewe priemgetal, soos Wessel nou nog gesê het, daar is net een en dit is 2. Onthou 'n priemgetal is 'n getal wat net 2 faktore het. Met ander woorde, daar's net 2 getalle wat in hom kan indeel, 1 en homself. Die enigste getalle wat in 2 kan indeel is 1 en 2. So dit maak hom 'n priemgetal, en hy is die enigste ewe priemgetal. Dan iets wat nie 'n priemgetal is nie, iets wat meer as 3 faktore het, noem ek 'n saamgestelde getal, en 'n getal wat nie 'n priemgetal of 'n saamgestelde getal is nie, is die getal 1. Want hy het net 1 faktor. 1. Okay.
Dan sê hulle vir jou die kleinste veelvoud van 4 wat deelbaar is deur 7. So veelvoude dan tel jy in 4's, né? So dis 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, gaat hy so aan. Maar daai getal moet ook deelbaar kan wees deur 7. So wat se getal is dit? 28. Kyk, dan die faktore van 6, die getalle wat in 6 kan indeel. Jy begin altyd 'n getal wat in alle ander getalle kan indeel. 1, 2, dan 3 en 6. Kyk, hulle vir julle daai reënboogmetodetjie gegee wat as jy van die punte af inmaal, dan moet jy elke keer 6 kry. So 1 maal 6 is 6, 2 maal 3 is 6, en dan as jy ooit op 'n punt kom, sê net maar jy het vergeet van die 3, sê net maar jy het net geskryf 1, 2 en 6, dan jy gekry 1 maal 6 is 6, en 2 maal 2 is 4, dan jy geweet, jy het 'n getalletjie daar gemis. Ja, jy kan dit aan volgorde ook skryf, ja. Dit maar solank jy al 4 die getalle het, maak dit nie saak wat die volgorde is wanneer jy dit skryf nie. Okay. Dan gegee dat 100, met ander woorde 136 kan so geskryf word as die produk van sy priemfaktore. Nou sê hulle vir jou skryf 52 as 'n produk van sy priemfaktore. Dit beteken jy moet die leertjie metode doen, hè. So ek skryf 52 aan die regterkant, maak ek 'n streepie en dan begin ek by die kleinste priemgetal wat 2 is. Ek kyk, kan 52 gedeel word deur 2? Yes, dan skryf ek hom daar en dan kyk ek wat is 52 gedeel deur 2? 26. En dan gaan jy aan met dieselfde getal totdat jy sien hy kan nie meer deel nie, né? So 2 kan nog daar indeel, dan kry ek 13, maar 2 kan nie in 13 ingaan nie. Dan weet jy moet oorgaan na die volgende getal. 3 gaan nie werk nie, 5 gaan nie werk nie, 7 gaan nie werk nie, 11 gaan nie werk nie. Die volgende priemgetal is 13. En dit hou jy aan, 13 gedeel deur 13 is 1, totdat jy eindig daar met 'n enetjie daaronder. Dis hoe jou leertjie metode werk, maar jy is nie klaar nie. Hulle sê skryf 52 as 'n produk van sy priemfaktore. Hierdie is sy priemfaktore. Dis die getalle wat ek met mekaar moet maal om 52 te gee. So dis 2 maal 2 maal 13. En as hulle vir jou sê skryf dit in eksponensiële notasie, dan sou jy gesê ekskuus, in plaas van 2 maal 2 sou jy gesê dis 2 tot die mag 2 maal 13. Die babbelmetode van daai leertjies. Die wat? Dis die babbelmetode. Van die leertjie. Ja. In plaas van die leertjies is dit 'n babbelmetode. Ja, dit is seker. Ek kom weer van dit. Dis net 'n laerskool. O, nee, ek ken nie die babbel. O. Okay, ek sal nou hoor hoe dit werk. Dan sê hulle vir jou, bepaal nou die GGD van daai 2 getalle. So onthou, die GGD is die grootste gemeene deler, of julle praat van hom as die GGF, die grootste gemeene faktor. So onthou, as jy 52, ek hou daarvan om dit uit te skryf, né? Nie met die eksponente nie. So dis daai getal en daai getal. Nou die grootste gemeene faktor, nee, 3 nie. Onthou hierdie is die faktore van 52 en dis die faktore van 136. So gemeen, as iemand iets in gemeen het met iemand anders, dan beteken dit hulle albei het daai eienskap, né? So met ander woorde, ek soek nou vir faktore wat hulle in gemeen het. Ek soek getalle wat by albei van hulle is. En dis hoe jy jou GGF gaan kry. So dit is, die eerste getal wat by albei van hulle is 'n 2. En ek skryf hom net een keer neer, want onthou die eerste getal wat hulle in gemeen het, is hulle het albei 'n 2. Hulle het ook albei nog 'n 2. En dis al wat hulle in gemeen het. Daar's nie nog getalle by hulle wat dieselfde is nie. So die GGF kan uitgewerk word. 2 maal 2 is 4. Daar is sy GGD. Okay. As julle nie die babbelmetode in die hoërskool gedoen het nie, al is dit vir jou makliker,
moet dit nie nou doen nie, want die kans is baie goed dat jou juffrou dalk nie die babbelmetode gaan doen nie. Ons leer vir julle die leertjie metode. So asseblief hou maar net by julle leertjie metode. Tensy ek gaan nou gou kyk wat die babbel is. Julle kan nou vir my wys, maar ja, het enigiemand enige vrae oor hierdie goed? Okay.